hoor. Het hom lekker lank lei. Julle het die screens aangesit, né? Julle het die screens aangesit. Sê jy net vir my buite 'n bietjie kyk die wat dalk ronddwaal net vir hulle sê, hulle kan hier binne ook sit. Okay, ek sê, dankie nie. Goeiemôre gemeente. Goeiemôre. Môre. Hartlik welkom by vanoggend se erediens. Dis baie spesiaal om almal hier te verwelkom so op die 3de Sondag in Paastyd. Dankie vir jou hier wees vanoggend. Ons weet daar waar 2 of meer bymekaar is, daar is ons gemeente. Maar jou hier wees vanoggend help ons om tasbaar te ervaar wat dit beteken om gemeente te wees, om dit te beleef aan die lyf, om gelowig te kan wees binne 'n groter geloofsgemeenskap. Besondere welkom vanoggend aan die Affikoor, ook bekend as die Rooi Dasse. Dan ook aan elke ouer wat vanmôre dalk hier is, wat saam met julle gekom het. Dankie vir julle toegewydheid, dankie vir die baie kilometers ry agter kinders aan en dankie dat julle vanoggend deel is van hierdie gemeenskap en ons ook help om op 'n besondere wyse iets van God te beleef. Vir die dirigent Aye, net sien waar is Aye nou? As hy voor, Aye Marie en die begeleier Gisela Skriba en dan ook vir die Rooi Dasse. So baie dankie dat julle ons help hier in Paastyd om met vreugde te sing oor die lewe self. So maar net enkele afkondigings. As jy vanoggend vir die eerste keer hier is en hierdie is 'n gemeenskap waarvan jy graag deel wil word, na afloop van die erediens gaan ek hier voor wees om jou te ontvang. So asseblief, as jy voel hier is 'n familie waarvan ek wil deel wees, kom asseblief en kom sê hier is ek en net soos jy gereed is, sal ons by mekaar uitkom en dan ook beter kennis maak. Dan vriende, dink ons in besonder vanoggend aan Leonie Nortjee se broer Gerrit wat 'n 4voudige hartomleiding ondergaan het. Ons is ook dankbaar, reis ontslaan veilig by die huis en dit gaan goed. Dan dink ons aan Willie en Martie Oosthuizen met die skielike afsterwe van hulle seun Wim op 4 April. Dankdiens vir sy lewe is Vrydag 17 April in ons erediensruimte gehou. Dan Stefan en Maritjie Nel, wie se kleindogter Clara op 4 Mei 'n operasie ondergaan. En dan dink ons in besonder aan Dani en Jenny en David en Daniel en Zia. Dani ervaar by die dag groter uitdagings wat sy gesondheid betref. En ons hou vir Dani en die hele gesin in ons gebede. Vriende, daar's heel party mense wat hierdie week verjaar. So as jy verjaar, mag dit sommer net 'n besondere dag wees, en besonder vir Jade Mokken wat vandag verjaar. Ons wil vir haar net 'n besonder baie geluk sê en daar's heel wat mense in die week, so asseblief as jy 'n kans het, kyk in die gemeentebrief, daar is gemeentebriewe by die deur ook vir die wat nie gekry het nie, 'n fisiese kopie, so asseblief loer vir ons daar. Dan vriende, ons aandiens vanaand om 6, dis vir al ons tieners.
Ek weet ons is 'n klomp mense vanoggend, maar ons wil jou hartlik uitnooi as jy die ouer van 'n tiener is om vanaand jou jong mense te bring na die erediens toe. Ons het nou letterlik verlede week begin en ons het hierdie Sondag aanddiens en dan het ons alweer 2 lang naweke. So ek het gaan tel, ons het vir die hele jaar het ons 27 ontmoetings saam met ons tieners. So in 'n jaar bestek is dit eintlik min. So ons wil jou hartlik uitnooi. Bring hulle, ons kuier lekker saam en dis sommer net 'n plek waar ons dieper kan dink. Nou is 'n klomp besoekers vanmôre, so dalk net as jy in die kerkgebou sit en dit voel vir jou jy kry 'n bietjie warm of is ongemaklik, op die grasperk kan jy ook duidelik hoor, daar's plekke waar jy daar kan sit. Hier in die kinderkamer wat ons besig is om te herstel, is daar ook stoele. Hallo Millie, so en Jelani, so ek sien julle is daar, so asseblief gaan sit gerus by hulle. Hulle is ook baie vriendelik. Ek dink nie die galery kan nou nog iemand vat nie. Ons hoop sy strukturele integriteit hou, maar die eiendomskommissie sal na die tyd daaraan aandag gee. So dankie sommer net vir almal en dan die badkamers vriende is by die saal. En dan is hier agter ook een vir die wat wonder. En dan word almal hartlik uitgenooi na die tyd. Is daar heerlike koffie op die stoep, tee, daar's donuts, daar's sommer koekies, roomys, alles wat lekker is, so kom deel in die fees. In Efesiërs 5 vers 19 moedig Paulus ons aan wanneer hy skryf: en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Hierdie uitnodiging word vanoggend ook weer elkeen van ons se uitnodiging op hierdie spesiale dag. Ons nooi graag die rooi dasse om vir ons voor te gaan met 4 liedere.
Ons vra vir Piero om vir ons die Christuskers vanmôre aan te steek as 'n simbool van die Here se teenwoordigheid hier by ons, die heiligheid van God in ons midde, soos ons dan ook nou gehoor het. Liewe gemeente, familie, vriende, elke besoeker, wees vanoggend gegroet in die naam van die opgestane Here Jesus Christus. Amen. Kom ons voeg ons stemme by die van die koor vanmôre en dan sing ons staande 2 lofliedere saam. Amen.
Here, soos 'n lied wat sag begin en stadig voller word, kom maak ons ook so sagkens en uiteindelik ten volle bewus van u teenwoordigheid. Stem ons lewens in op die liefde, so snare wat ingestem word vir 'n nuwe lied. Leer ons om saam te sing, nie met ons lippe nie, maar met ons hele lewe. Amen. Vriende, ek hoor graag, kan almal gemaklik hoor. Steek asseblief jou hand op as jy nie kan hoor nie. Daar agter, Jabu, net vir ons 'n bietjie die algemene klank lig asseblief. Sommige net op die onderste, jy kan die gain ook bietjie lig as jy sou wou. Dankie. Ek wil vra dat ons kinders vanoggend, is hy nou gemaklik of te hard? Kom ons kyk net soos almal nou gemaklik. Dankie. Steek jou hand op as jy nie kan hoor nie asseblief. OK, nie kan hoor nie, as jou hand in die lug. Dankie. Ons kan almal gemaklik hoor. Dankie Jabu, waardeer. Vriende, ek wil sommer hoor kom ons draai so vanmôre vir 'n oomblik na mekaar toe. En dan gesels ons bietjie met mekaar. As jy by die skool uit die kar uitklim, wat sê jy gewoonlik vir die persoon wat uitklim? So draai sommer na mekaar. Ek wil sommer lekker hoor hoe julle gesels met mekaar vanmôre. Asai, dankie. Kom ons kyk gou-gou. Wie is braaf genoeg om te sê behalwe het jy jou tas of jou boeke? Kom ons kyk gou-gou. Kom ons leer iemand wat dalk vrymoedigheid het, steek jou hand op as jy dalk, anders gaan ek nou my voor iemand moet vra. So kom ons hoor 'n bietjie. OK, wat sê jou ma vir jou as jy die kar klim? Jou waterbottel onthou. OK, kom ek vra die vraag anders. Wie van julle se ma sê lief vir jou of pa sê lief vir jou? Steek jou hand op. As ons gewoonlik groet, nê, wat sê ons vir mekaar? Ek is lief vir jou. Hoekom is dit belangrik? Sodat iemand geliefd sal voel, sodat iemand welkom sal voel, sodat iemand sal voel, maar ek mag in my lyf leef. Ek is soos ek is spesiaal. Weet julle wat, die oomblik as dit gebeur, nê, dan kan ons selfs vir ander mense so laat voel. So sê nie sommer net as 'n geuite rympie lief vir jou nie. Ons sê, ek is lief vir jou wanneer ons groet, sodat iemand sal hoor, jy is goed genoeg, net soos jy is. Vir baie mense is dit soms die heel laaste woorde wat hulle ooit vir iemand sal sê. Ons gaan vandag saam lees uit Johannes 13 vanaf vers 31 tot en met vers 35. Teksgedeelte waar Jesus net voordat hy die kruis betree met sy disippels praat en dan sê hy vir hulle, soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. Ek nooi ons voorskool tot graad 6 groep om gou hier voor by my te kom staan asseblief en asseblief al ons kinderbediening fasiliteerders wat kan kom help, ek sal so waardeer. Kom ons gee gou vir al ons jong maats geleentheid om hier voor te kom. Ek gaan sommer hierdie kant staan, so julle is welkom, kom staan sommer so 'n bietjie nader, dat ons julle almal kan sien en sommer net lekker kan kuier met mekaar. Elske, as julle ons dalk net hier kan kom help, gou sal ons so waardeer. So al die fasiliteerders, as julle net vir ons 'n handjie kan kom bysit, sal ons dit hoog op prys stel. Dit is so lekker om julle almal hier te hê. So, ons het nou gehoor, wanneer ons uit die kar uitklim van nou af, wat sê ons vir mekaar? Hallo. Ja, dit ook. Maar as jy uitklim, wat sê jy dan? Ek wil nie skool toe gaan nie. OK, en as ons dit alles klaar gesê, dan sê ons vir mekaar wat? Ek is lief vir jou, nee. Ons gaan nou vir julle elkeen 'n hartjie gee
en die fasiliteerders wat nog nie het nie, kan sommer so hou net jou hand so uit. Ons plak vandag vir jou 'n hartjie op jou hand, sodat jy sal hoor jy is geliefd. Ek wil sommer julle moet sommer so vir mekaar plak en dan help julle gou mekaar. So plak hom op jou hand en dan kan jy sien ek is geliefd en daarom wil ek met my hande en voete ook lief gaan wees vir mense. Steek jou hand op as jy nog nie een gekry het nie. Laat ons daarom net seker maak julle voel almal geliefd, nê. As hy maats, kom ons steek gou ons hande so op, kan ek gou sien het almal 'n hartjie gekry. Almal gekry, wie het nog nie gekry nie? As hy, kom ons kyk gou, almal gekry. So hierdie hartjie sê wat ons is lief vir mekaar en ons is geliefd, nê. En as ons geliefd is, wat beteken dit? Hoe gaan leef ons? Hoe maak ons ander mense voel ook? Kan jy hoor hê? En hoe lyk dit? Soos 'n hartjie, nê, maar dit beteken dat ons vir mense gaan help. Daai maatjie daar op die speelgrond wat een kant sit, nê, wat niemand raak sien nie, die maatjie wat honger is, die ene wat hartseer is, nê, dit beteken dat ons na hulle toe gaan en by hulle is. Sal julle dit onthou? Ons gaan nou kinderbediening toe en hulle die wonderlikste goed daar vir julle voorberei. So almal gaan eers in die saal bymekaar kom en van daar af verdeel julle in die groepe. Kom ons gee sommer vir ons jong mense 'n lekker hande klap, vriende, en vir ons fasiliteerders ook. Dankie. Die teksgedeelte waarby ons vanoggend stil staan is Johannes 13 vanaf vers 31 tot en met vers 35. Dis die aangrypende toneel waar Jesus in die begin van Johannes 13 sy disippels se voete was en dan is ons daar by die tafel, dan hoor ons van Judas wat vir Jesus verloon. Julle ken die verhaal, die brood en die sous en dan verlaat Judas die vertrek en dan is die oorblywende groep disippels in die bokkamer. En dis waar ons vandag saam lees, Johannes 13 van vers 31 tot en met vers 35. Nadat Judas uitgegaan het, het die Jesus gesê, nou is die seun van die mens verheerlik en God is deur hom verheerlik. As God deur hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik en hy sal hom dadelik verheerlik. My kinders, ek is nog net 'n kort tydjie by julle, julle sal my soek, maar soos ek vir die Jode gesê het, sê ek ook nou vir julle, waarheen ek gaan, kan julle nie gaan nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Dit is hoe almal sal weet, dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het.
toe hulle vir een van die bekende teoloë, Karl Barth, op sy sterfbed vra wat hy dan nou oor die lewe in die Bybel sou sê, toe som hy dit as volg op daar op sy sterfbed, en hy sê toe net, dis hierdie bekende, slim teoloog, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Dis sy lewensopsomming. Wanneer Jesus met die disippels praat, vriende, dan gee hy vir hulle laaste woorde, en dit is, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Die kern van hierdie gedeelte is die liefde. Jesus gee aan die disippels 'n nuwe gebod. 'n Gebod waarin iets niets gebeur. 'n Gebod waarin ek en jy ewe skielik besef, maar ons word liefgehê, maar ons word ook Jesus se hande en voete van liefde in hierdie wêreld, soos ons met die hartjie vanmôre gesien het. Nou die Griekse woord wat gebruik word is die Griekse woord kathos of katos of kathos wat soos beteken, en dit is geweldig belangrik in hierdie gedeelte, want die oproep om lief te hê is iets wat ons maklik vir mekaar sê, dis iets waarmee ons nogal akkoord gaan nie waar nie, maar die oomblik as ons vir mekaar vra hoe hierdie liefde lyk, dan gebeur daar iets anders met ons. Nou, liefde wek 'n verskeidenheid van assosiasies op. Kom ons kyk sommer hier voor, wie van julle was al verlief? Nee, ja, butterflies, okay, dankie. Daar agter wie is nog verlief? Nee, so die oomblik as ons liefde hoor, dan wek ons hierdie romantiese idee dikwels by ons op, maar die liefde waarvan Jesus hier praat, lyk so 'n bietjie anders, nee, dis op 'n ander plek en tog ook baie dieselfde. Nou, J.C. Stein sê dit so mooi, wanneer hy op 'n plek dan nou dig oor liefde en die kompleksiteit en die grammatika daarvan vir ons probeer verbeeld en uitbeeld, en dan sê hy, lief hê is 'n tangkonstruksie, as eenwoord samestellinge abstraksie, die eenwoordsin imperatief is nypend, ongrammaties, hê lief. Okay, so as jy nou by jou meisie wil punte kry, nee. Sê gou saam met my, kliphard, lief hê is 'n as eenwoord samestelling die eenwoord sin is nypend. Sê dit vir jou meisie, beloof jou, jy gaan okay wees, hoor. Die punt is gewoon, liefde is anders as wat ons dikwels dink. Ja, dit is hierdie soort romantisisme, maar daar is ook iets wat iets van my vra. Baie keer hoor ons in prediking, we are God, but God is good. We love, but God loves. Nee. Hierdie misverstand, vriende, gebeur die oomblik as ons nie die woord kathos, soos, raak hoor nie. Die oomblik as ons nie besef dat die uitnodiging is om soos Jesus lief te hê nie. Berkhouwer sê die liefde is nie sentimenteel nie, maar reëel. Daar gebeur iets. Daarom bou Johannes die teks in Johannes 13 vir ons op so 'n wyse dat dit vir ons voorbeelde wys van wat bedoel word. Eerste deel van Johannes, Jesus was die disippels se voete, né? Een van die sterkste uitdrukkings van liefde. Van daar af gebeur daar iets niets. Judas verloon vir Jesus, dis wat liefde nie is nie. Dan is daar hierdie teksgedeelte waar Jesus aan die tafel saam met die disippels sit en vir hulle sê, kom ons eet saam, kom ons kyk mekaar in die oë en kom ons gaan wees so lief vir ander. En dan in die gedeelte daarna dan verloon Petrus uiteindelik ook
vir Jesus. Eintlik is hierdie hele hoofstuk 13 opgebou uit teenstellings wat reeds 'n leidraad oor die kernhoofstuk van hierdie of oor die kern van hierdie hoofstuk is. Dit gaan oor liefde, maar nie enige soort liefde nie. Dis 'n liefde wat vergestalt deur die volgelinge van Jesus op aarde. So die woord vergestalt beteken dit kry 'n lyf, nê? Ek en jy word dit. Jesus sê wees lief soos ek lief het. So hy sê my liewe volgeling, klim dan in hierdie liefde in en gaan maak dit 'n realiteit in hierdie wêreld. En natuurlik voor en na die kruisiging lyk dit anders. Voor die kruisiging kon ons dit nog so 'n bietjie sien as 'n meer emosionele verstaan van liefde, waar dit gaan oor 'n gevoel en so aan. Maar na die kruisiging raak dit 'n moeilike opdrag, want dit word 'n selfopoffering, dit word 'n iets van myself gee. Na die kruisiging beteken dit ook dat dis nou ek en jy wie se voete gewas word, ewe skielik moet gaan voete was. Die liefde waaroor Johannes skryf is dis geheel en al anders as die liefde wat ons dikwels in ons verwysingsraamwerk het. Dis nie die een of ander menslike kwaliteit in die oortreffende trap nie. Dis nie God doen dit so en ons doen dit so nie. Dis hierdie uitnodiging om te sê, weet jy wat, soos ek lief het, gaan stel jouself in die plek van ander, want dis hoe Jesus lief gehad het. Dis waar hierdie gevaarlike soos inpas. Daar's niks romanties hieraan ewe skielik nie. Dit beteken om myself vir ander mense te gee. Dit beteken 'n stuk selfopofferende soort liefde. Dit gaan daaroor dat ons vir mekaar sê, weet jy wat, ons leef op so 'n manier dat daar waar ek en jy beweeg, mense nie kan sê, maar God is nie teenwoordig nie, want ek en jy word God se bewegende liggaam in hierdie wêreld. Ons gaan loop die liefde. Ken julle daai lied Ubi Caritas? Waar daar liefde is en deernis, daar is God die Here. Hoekom dink julle leef ons in 'n wêreld waar so baie mense sê, maar God is afwesig? Want vriende, ons leef nie hierdie liefde nie, ons vergestal dit nie in 'n wêreld wat dit so broodnodig het nie. Mense is alleen, eensaam. Dan word hierdie ewe skielik 'n stuk sendingwerk. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. So liewe jong mens, volwassene, klink liefde vanmôre opsioneel. Klink dit soos iets wat ek die oggend, as ek opstaan, besluit of ek dit gaan doen of nie? Nee. Dis hoe ons uitgeken word. Ons leef in 'n wêreld waar ons baie keer vir mekaar sê, weet jy wat, ek wil net hê. En daarom dat Franciscus van Assisi sê, preek die woord van God te alle tye en indien nodig, gebruik woorde. Soos as die woorde wat mag gebruik nie, wat moet ons dan gebruik? Ons hande en ons voete, né? Ons is baie keer soos hierdie voeltjies. Wil net nog hê. Wat kan ek kry? Wat kan dit vir my bied? Jy het al agtergekom as ons iets doen in hierdie wêreld, dan sê ons dikwels vir mekaar, weet jy wat? Ek sal dit vir jou doen, maar wat is daar vir my in hierdie deal? Nee, wat is daar vir my hierin? En ek weet nie of julle al agtergekom het nie, dit het ons taal geword wanneer ons na die erediens toe kom. Ek kom om 'n boodskap te kom kry. Ek kom om iets te ontvang. Maar as jy reg deur die Bybel lees, dan is die erediens, die tempel en dan die erediens en die samekoms van gelowiges nie 'n plek waar ek iets kom kry nie, maar 'n plek waar ek myself kom gee, waar ek myself kom bied, waar ek sê, hier is ek om te dien met my hande en my voete. Kom ons herinner mekaar vanmôre dan net weer aan die soos. Daarom dat Jesus sê, hier is 'n nuwe gebod. Nou ons sou kon sê, hoekom 'n nuwe gebod? Ons lees dan al daarvan in Levitikus. Dis 'n nuwe gebod want dit kry nuwe betekenis. Willem Nicol sê dit het nou 'n begronding en 'n voorbeeld. Dit wil sê, Jesus se liefde maak liefde vir ons moontlik.
Daarom is ons nie meer soos voeltjies met ons bekkies wat sê gee, nog nie, want ons het die grootste geskenk, die geskenk van Christus en sy liefde aan die kruis reeds ontvang. Dis ons sin. Ons is gegrond daarin. Dis ons identiteit, dis wie ons is en daarom dat ons met hierdie voorbeeld in die wêreld kan gaan leef. By die einde van die dag sê Jesus ook vir ons, weet jy wat? Die oomblik as ek jou kom attent maak op my liefde, dan word jou lewe 'n kraan van liefde wat oopdraai vir die wêreld. Dan kan ons gaan gee. Wanneer ons bewus word van God se geweldige liefde vir ons, dan hoor ons hierdie laaste wens van Jesus nie as 'n opdrag nie, maar ons identiteit. Jy is geliefd. Jesus sê dit nie dat mense gestraf of geoordeel of uitgesluit of geïsoleer sal voel nie, maar geliefd, vasgehou, liefgehê. Vir die wetenskaplikes onder ons, liefde word die, wat sê die? 'n lakmoestoets, dankie, is 'n paar wat oplet in die klas. Die liefde word die lakmoestoets vir geloof. Dit word dit waarmee ons gaan leef. Maar die wonderlike is, Jesus los ons nie. Hy gee vir ons 'n padkaart. Hy sê, weet jy wat, ek gaan vir jou die voorbeeld wees van hoe hierdie liefde lyk. 'n duidelike rigtingaanwyser. Hy sê, soos ek julle lief gehad het, gaan wees so lief. Hoe lyk dit? Huil saam met die wat huil, lag saam met die wat lag. Daai wat daar eenkant alleen staan, wat nie lekker en gemaklik in hulle eie lywe voel nie, moenie bydra tot daai seer nie, gaan loop hulle raak in daai seer en gee vir hulle 'n stuk menswaardigheid. Ek gaan gou-gou vir julle so 'n tangtwister gee vanoggend en hierdie gaan jou ook help as jy iewers in 'n verhouding is. So sê gou splank niets om my. Dan sê julle doen dit goed, hoor, het julle Grieks hier in affies. Splank niets om my, nee. So, as jy nou weer met jou meisie praat, dan sê jy vir haar, jy laat my splank niets om my. Okay. Nou, verduidelik net, dis jou binneste wat bommelakiesie slaan, hè? Jou binneste kom in beroering. Nou, dis wat Jesus doen, hè? Jesus loop in hierdie wêreld en dan sien hy mense raak. Hy loop in hierdie wêreld en dan kyk hy mense raak. En die pyn en die seer van hierdie wêreld laat letterlik sy binneste bommelakiesie slaan. Hy het soveel deernis vir 'n stikkende wêreld. Jesus sê, gaan wees daai voorbeeld. Gaan wees daai liefde. Gaan trap liefde in hierdie wêreld in. Dis die lakmoestoets. Die wonderlike is, die Here nooi ons uit vanmôre, en hy kom sê vir ons, weet jy wat, hierdie is nie 'n opdrag wat ek jou alleen in loslaat nie. Dis nie 'n opdrag wat jy alleen moet doen nie. Ek is die bron van liefde, wat vir jou sal wys hoe dit moet lyk. Jesus se gebod vra nie van ons om onsself uit te brand deur liefde uit beperkte hulpbronne te tap nie. Het gaan ook nie daaroor om harder te probeer nie. Het gaan ook nie daaroor om op jou tande die hele tyd te byt nie. Nee, Jesus nooi ons en sê, moenie na jou eie kragte toe draai nie, draai na God self en dan word ons liefde 'n liefde wat nie uit onsself kom nie, maar uit God. God se liefde ken nie grense nie. God se liefde raak nie sommer net op nie. Daar's nie 'n plek op hierdie aarde waar God ons nie kan deurdrink met sy liefde vir hom nie. Waar hy nie sy liefde in ons kan kom instort nie. Dis juis hierdie besef dat ons nie uit onsself nie, maar uit God self moet lief hê. Sien, ons het vanoggend die keuse. Ek dink dit is 'n belangrike keuse. Ons het die keuse of ons
borslappie gelowiges gaan wees, wat net heeltyd agteroor sit en sê, hier kom die vliegtuigie, maak op jou mond, nee? So ons kan daar bly, of ons kan Jesus se voorbeeld volg, ons kan 'n handdoek om ons middel bind, en ons kan soos Jesus begin voete was in hierdie wêreld, en ons kan vir ander mense laat ervaar hoe ware Jesus liefde lyk. So kom ons kyk na Jesus, kom ons sien Jesus raak, maar ons bly nie net by sy voorbeeld nie, ons gaan wees sy voorbeeld in 'n wêreld wat regtig nodig het as jy so om julle kyk, dat ons weer mekaar se voete begin was. Maar dit beteken dat ons by die bron uitkom. Dit beteken dat ons by die bron van alle liefde begin, God self. Dit beteken dat ek en jy genoeg tyd maak om Jesus as voorbeeld te sien. Dit beteken dat ons in die woord stil staan en sien hoe Jesus die venster word op wie God werklik vir hierdie wêreld is. Want Jesus se afskeidswoorde, ek is lief vir julle, word uiteindelik ons aantreewoorde. Net die woorde waarmee ons opnuut begin leef in 'n wêreld wat eintlik maar baie liefdeloos is. So kom ons gooi ons borslappies weg en ons trek ons handdoeke om ons middel en ons dien in hierdie wêreld. Die grammatika van liefde, om ander te dien en mense soos Jesus te sien. Here, soms sukkel ons om vir mekaar werklik lief te wees. Here Jesus, U het vir ons 'n nuwe gebod gegee. En U het gesê dat as ons mekaar liefhet, U het ons lief. Kom ons gee geleentheid vir die offergawes.
Ons voeg ons stemme vanoggend nie net by mekaar nie, ons voeg ons stemme ook by 'n groter gemeenskap van gelowiges wêreldwyd. En ons sing saam, Here, as ons so rondom ons kyk, dan kan ons nie anders as om verwonderd te wees oor wie ons ontdek U nog is nie. Kom ons staan. Gemeente, kom ons gee som net vir ons koor vanoggend nog 'n lekker ander klap en sê net vir hulle baie dankie. Ons vra dat die koor ook net vir ons, nadat ons nou die seën uitgespreek het, sal bly sit, dat ons net vir julle ook kan dankie sê. En natuurlik, soos altyd, is daar die gebruikelike orgelspel. Gaan wees lief, soos ons liefgehê word. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.